Goeiemôre, baie welkom by hierdie week se reis deur die woord, wandel in die woord. Dis wonderlik om eintlik in hierdie tyd, in Paastyd, so 'n bietjie met die opstandings gebeure of berigte van Jesus natuurlik te werk, waar hy aan hulle verskyn, die disippels, en bevestig dat hy wel opgestaan het. Ja, ons is vanoggend weer so by Johannes 20. Ek lees daarvan af verse 24. Toe Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disippels sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers kan steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar en Thomas was by hulle. Hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande, en bring jou hand en steek hom in my sy. Moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou, omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Net tot daar, Johannes 20, vers 24, tot daar aan die einde van daardie perikoop, vers 31. Wat 'n wonderlike gebeure. As jy jouself dalk self vir 'n oomblik in iemand so Thomas se skoene moet plaas. Dan het my selfs 'n klein bietjie begrip vir hoe hierdie man voel. Dink maar net vir 'n oomblik, jy het iemand gegroet, iemand vir wie jy lief was, iemand saam wie jy baie geleef het en dag tot dag deurgebring het. Jy het gesien hoe hy sterf, en hy is begrawe. Nou kom jou vriende en hulle vertel vir jou, maar hy lewe. En ek dink partykeer is ons baie hard op Thomas, omdat hy 'n ongelowige, of omdat hy beskryf word as ongelowig. Johannes skryf so uit die woorde van Jesus ook natuurlik, moenie langer ongelowig wees nie. Glo jy nou, omdat jy gesien het. En ek dink, vir Thomas, het dit nie gegaan noodwendig oor sien is glo nie. Maar om dit te begryp, wat hier gebeur het, dink ek is moeilik. En met heeltemal begrip kan ek dit insien. Ja, met begrip om te sê, dis wat gebeur het. Dis so 'n onwaarskynlike ding, dat iemand uit die dood sou opstaan. En dan hierdie wonderlike ontmoeting wat hy dan het met die opgestaande Here. Jesus wat vir hom sê, bring jou hande, bring jou vingers. Daar is die merke, en daar is die gat in my sy. Kom sit jou hand daarin. En as mens so mooi lees in hierdie teks, dan staan dit nie dat hy dit gedoen het nie. Maar toe hy dit moes doen, toe antwoord hy, my Here, my God. Jesus vra vir hom, glo jy nou, omdat jy gesien het. En dan sê Jesus iets baie kosbaar. Hy sê, gelukkig is hulle wat glo, al het hulle nie gesien. Mag jy jouself dalk as baie gelukkig beskou. Seker dit nie gesien nie. Ja, en dalk net soos Thomas, verstaan ek nie alles rondom die opstanding van die Here Jesus nie. Maar ek weet dat dit my lewe verander. Ja, my toewyding en wie ek is vandag, omdat ek glo in die opgestane Here. Ek wil vandag vir jou vra, as jy hierdie teksgedeelte lees vanoggend, of dalk daarna kon luister, of dalk iewers weer later vandag daarna gaan kyk, of deur die week saam met ons deur hierdie teks gaan beweeg, wat staan vandag vir jou uit in hierdie teksgedeelte? Wat is vir jou besonders in hierdie gebeure? Jy wat gelukkig is. Kom ons bid saam. Here ons Here, dankie. Dankie dat ons leef in 'n tyd van Paase.
dat ons in hierdie Paastyd leef en tekste soos hierdie dan ook voor ons mag hê en dit mag lees. Here, dat ons onsself mag indink en sê, ja, soms kan ons so 'n bietjie assosieer met iemand soos Thomas. Om te sê, ons verstaan nie altyd alles nie. Ons verstaan nie altyd alles rondom u opstanding nie. Dit is te groot vir ons begrip. Maar Here, mag daar vandag in hierdie teks van my opnuut dalk iets uitspring of opspring wat vir my iets mag beteken. Omdat ek gelukkig is. Omdat ek glo in die opstanding van U as my Here. Amen. Mag jy 'n mooi en 'n geseënde dag hê en mag die verskyning van die opgestaande Here vir jou opnuut in hierdie Paastyd nuwe betekenis kry. Mooi dag vir jou.